Goeienaand al die mooi mense. Vanaand lees ons uit Spreuke 9. Wysheid se uitnodiging. Wysheid het vir haar huis gebou. Sy het 7 klippilare gekap. Sy het 'n feestelike ete gemaak. Sy het wyn geskink en haar tafels gedek. Sy het toe haar bediendes na hoë plekke van die stad gestuur om van daardie mense uit te nooi. Almal wat nog moet leer, kom eet by my. Die wat nog onkundig is, het sy genooi. Kom eet die kos wat ek gemaak het. Kom drink van die wyn wat ek ingeskink het. Laat staan julle onkunde, sodat julle kan lewe. Kom begin met insig lewe. Kies maar self. Hy wat 'n spotter reg help, sal afgejag word. Hy wat goddelose mens op die regte pad wil help, sal seer kry. Moenie hom van spot teregwys nie. Hy sal jou daarvoor haat. Wys iemand tereg wat wys is en hy sal lief wees vir jou. Gee jou raad vir wyse mense, hy sal grote wysheid kry. Onderrig 'n regverdige en sy kennis sal vermeerder. Wysheid begin daar waar daar ontzag vir die Here is. Hy wat die heilige God ken, het werklik insig. Wysheid verlang jou lewe, gee jou meer lewensjare. As jy wysheid kry, geniet jy self die voordeel daarvan. As jy afskeid dra, jy self die verantwoordelikheid. Dwaasheid se uitnodiging. Dwaasheid is soos 'n luidrugtige vrou, stadig van begrip en sonder kennis. Sy sit by haar voordeur op hoë plekke wat uitkyk oor die stad. Sy stap na elkeen wat verbykom en op die regte pad loop. Vir die wat nog moet leer, sê sy, draai af hiernatoe. Vir die wat nog kennis kort kom, sê sy, water is soeter as dit gesteel is. Kos wat skelm geëet word, is baie lekkerder. Hulle wat na haar toe gaan, besef nie dat die dooies daar bly nie. Hulle wat na haar uitnodiging aanvaar, is al klaar in die dood.